Kom ons word stil in gebed vir ons begin. Ons dank U, wonderlike, heerlike God en Vader, dat ons altyd kan begin met ons oë gerig op U en weet dat U by ons is om ons vandag ook te seën. Al is dit op so 'n geleentheid, weet ons wil U vir ons ook seën met die wete dat U liefde vir ons oorvloedig is. Ons begin dan, Heer, in die naam van die Vader en Jesus, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Op die blaadjie staan daar 'n versies, doen sleg U wil, Heer, vir ons neergeskrywe. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Dit is vir my 'n voorreg om by hierdie geleentheid saam met julle te wees by die herdenking van die lewe van Marita. Ons wat haar geken het, weet dat sy was 'n geskenk aan ons almal wat haar geken het, veral na gesin en na familie. Ek sien al die mooi dinge wat hier geskryf staan oor haar, ook in die blaadjie. Dis alles die waarheid. Dat almal wat haar geken het, weet dat Marita was 'n baie spesiale mens. Maar kom ons hoor wat sê die Here vanmôre vir ons uit sy skrif uit. En ek het nogal, toe ek vir die Here vra, nou maar, wat wil hy moet ek vertel vandag? Toe sien ek maar, ek was voorgespring. En dit is die brief wat hier geskryf is van hierdie kind. Gaan oor dieselfde saak. Maar daarom weet ek, dit kan ek vir julle gaan oordra vandag. Kan vir oordra. En die skrifgedeelte wat ek wil lees, is, net in die hande kry, uit die Ou Testament, Genesis, hoofstuk 49. Ek is die afgelope tyd met my stilte tyd Bybelstudie besig met Genesis, en ek al oor na Exodus toe, maar ek onthou nog altyd hierdie gedeelte wat ek gelees het. En dit is versies van vers 29, ek gaan nie al die verse lees, net wat betrekking het. Jakob het by sy sterfbed vir hulle sy laaste opdrag gegee. Dis sy kinders. Hy het eers hulle name so genoem en hy het hulle beskryf wat hulle sterkpunte is. En hy het ook profeties gesê, dit is wat in die toekoms gaan gebeur met sy kinders, wat die 12 stamme op die ouend geword het. Nou sê hy vir hulle, ek gaan met my mense verenig word. Begrawe my by my voorouers in die grot op die stuk grond van Efron die Hetiet. En die grot wat op die stuk grond by Magpela is, oos van Mamre in die land Kanaan. Nou in daardie grot wat Abraham gekoop het, was Abraham en sy vrouens en Isak was daar begrawe. Nou sê Jakob,
julle my soontoe vat en daar gaan begrawe. En dan verder die vers aan. Toe Jakob klaar was met die opdragte aan sy seuns, het hy sy voete teruggetrek op die bed. Hy het sy asem uitgeblaas en is met sy mense verenig. Interessant, nee? Dat 2 keer word hier gesê, eerste keer sê Jakob het self, hy sê, ek gaan met my mense verenig word. En as hy sterf, dan sê die skrif, hy het sy asem uitgeblaas en is met sy mense verenig. Dit is so interessant, ek het gaan navraag doen, ek het gaan kyk, wat sê die Bybelvertalers, party vertaal hom nie heeltemal korrek nie. Ek het gaan kyk wat sê die Bybelkenners, maar dit lyk vir my almal is onseker oor wat daai teks beteken. Party sê dit is 'n aanduiding dat Jakob wou in daai selfde graf begrawe wees. En hy gaan dus na sy mense toe. Maar die manier hoe hy dit sê, is vir my anders. En dit lyk vir my almal is onseker, die vertalers en die verklaarders is onseker. Hulle wil nie presies sê wat hulle dink nie. Maar hy sê eers, ek gaan na my mense toe. Waar is sy mense? Hy het geweet, hulle is nie meer in daai graf nie. Dit was 'n teken van hulle familieband. Dit was 'n teken van die eenheid van daai familie wat onder al die opdragte of althans die profetiese uitsprake van die Here aangegaan het. Geweldige positiewe uitsprake wat aan Abraham, Isak, Jakob gegee is omtrent hierdie land wat hulle gaan oorneem met 'n volk van talle en talle mense, maar hierdie manne weet dit nog nie, maar hulle glo. Maar dan sê hulle al dan sê Jakob 2 keer, een keer sê hy dit self, en dan word dit van hom gesê, dat hy gaan na sy mense toe. Ek is oortuig, dit is om vir ons as gelowiges te sê, jy gaan nie weg nie. Jy gaan na die mense toe, wat voor jou uitgegaan het. Nou sê, hierdie kant hier, hy sê ook, al is ons baie hartseer, weet ons, jy is nou vreeslik gelukkig om by Christus te wees, en om by jou Vader in die hemel te wees. By Christus te wees. Ek het so 'n paar jaar by my ma gebly en haar versorg, en ek sal nooit vergeet net daai laaste paar maande voor haar dood. Sy het my gesê, hoe verlang ek na my kindjie, want my sustertjie was oorlede toe sy 10 jaar oud was. Maar dit was nou al 50 jaar voor dit. En sy het verlang. En so verlang mense na die mense. En ek dink, dit is wat die Here vir ons wil sê. Sy het geweet, Marita het geweet, waarheen sy gaan. Sy was nie bang nie. Nou, wie is die mense waarheen sy gegaan? Dis haar familie. Wie was die mense na wie toe Jakob sou gaan? Ook sy familie. Maar dit was baie spesiale mense, nie sommer almal nie. Jy gaan nie sommer na almal toe nie, na jou mense toe. En daardie mense wat uiteindelik in die nuwe lewe hulle oë oopmaak, is almal mense wat weet dat hulle behoort aan die Here. Daar's geen waarborg vir iemand wat nie sy of haar lewe in Jesus se hande gestel het. Geen waarborg dat jy jou mense weer gaan sien nie. Ons lewe asof dit nie eintlik saak maak nou nie. Ek kan my leef soos ek wil. Maar natuurlik kan jy. Maar dan moet jy jou lewe in die hande van iemand gee wat jou liewer het as wat jy besef. En iemand wat jou lewe vir jou kan reël, vir jou kan bestuur deur sy gees. Iemand wat vir jou so lief gehad het dat hy gewillig was om aan die kruis vir my en vir jou te sterwe.
Nou sê ons, ja, ek glo met my kop. Dis nie geloof nie. As ek na Marita se lewe kyk, is dit 'n voorbeeld vir ons ander. Wat is geloof? Geloof is om hierdie Here God wat ek ken, hierdie Here Jesus wat hom vir my kom verduidelik het, om hom te vertrou. Die woord geloof in die Bybel beteken vertroue. Dan daai vertroue in Christus wat my vooruitgegaan het en vir my wag. My familie wat vir my wag. Daardie vertroue gee vir my 'n toekomsverwagting. Al is ek ook nou al aan die verkeerde kant van die ouderdomsgrens. Ons moet nie dus aangaan met ons lewe en nie weet, ons het 'n wonderlike vooruitsig nie. Marita beleef dit op die oomblik. En daarom kan die kinders en kleinkinders en die ander familielede, susters en broers, hulle kan almal weet dat Marita is gelukkiger as ek en jy. En met daardie gedagte in ons hart kan ons aangaan en net weer opnuut onthou, ons moet net ons lewe totaal oorgee aan die een wat alle mag het in die hemel en op aarde, ons koning Jesus Christus. Ons wil graag die Here dankie sê vir so 'n lewe. En dit kan ons ook doen deur so te leef soos sy vir ons voorgegaan het. Julle wat familielede is wat haar goed geken het. Julle weet hoe sy geleef het. Ek sien die goed wat geskrywe is. Julle weet hoe sy geleef het. Afhanklik van die Here, met liefde, almal versorg vir wie sy verantwoordelik was. En dis die pad wat ons almal moet loop. Dis die looppad wat vrug dra, 'n ewigheidsvrug. Vader, ons vra vir U, help ons om met geestesoë te sien. Te sien hoe dat hulle wat ons vooruitgegaan het, gelukkig is en wag dat ons moet kom. Geef ons oë om te sien hoe dat daai groot prys wat Jesus aan die kruis betaal het, nie maar was vir my om net te sê, ja, ek is 'n Christen nie. Nie maar net sê ek behoort aan 'n kerk nie, maar te sê, Here, hier is ek, vat my lewe, vat alles, want dan weet ek, U sal my nooit verlaat nie, en ek sal weer na my mense toe gaan, soos wat Jakob na sy mense toe gegaan het. Ons vra dit in die naam van die lewende Gees van Jesus Christus wat vandag hier by ons is. Baie dankie, Heer. Dra nou ook die familielede aan U op, dat U vir hulle sal innerlike vreugde gee. Al is hulle jammer, hartseer vanmiddag. Natuurlik is ons hartseer. Maar gee vir hulle daai innerlike vrede en kalmte om te weet sy het vir hulle baie beteken en sy is by die Vader. Sy het die Here Jesus by haar en sy is op die oomblik baie beter af as ons wat nog sukkel hier met al ons menslike probleme. Ons vra U daai innerlike kalmte vir almal gee en 'n innerlike dankbaarheid vir hierdie lewe wat kosbaar was in U oë en wat 'n getuienis gedra het wat U naam groot maak. Ons vra dit in die naam van ons koning Jesus. Amen. Nou jou beurt. Goeiemiddag. Ek wil graag begin met die bedankings aan almal wat hier is vandag en almal wat van ver af gekom het om hier te wees, maar ook vir almal wat van ver af kyk. Dankie vir julle bywoning vandag. Vir die orgelis Gerrit, vir Hendrik vir die streaming en die slideshows, vir Henny die koster, vir Dominee Marius vir die pragtige diens, vir die dames van die kerkkantoor, vir die dames van die verversingskomitee, vir die Medikliniek waar Mariah 'n week spandeer het, vir Nurture Health Rehab waar sy vir 'n week was, vir JJ Watson huis wat die laaste week en 'n half versorg het en vir Afbop vir die bystanding met die reëlings
vir Colin en vir Trudy vir die verversings. Vir Marie wat vandag nie kan wees nie, het baie vir Marie beteken. Ons sê dankie vir Moira en Alida, wat sulke goeie vriende vir Marita was en vir hulle ondersteuning. Ons sê dankie vir oom Pieter, wat vir Marie op haar siekbed kom besoek het. Ons sê dankie vir Naomi, wat 'n wonderlike sussie was vir Marie en vir die pragtige blaadjie wat sy gemaak het. Maar meestal sê ons dankie vir my pa Yuri, wat so mooi vir Marie bygestaan het. Ek lees graag iets van Marie af, wat ongelukkig nie vandag hier kan wees nie. Dit gaan as volg. Hoe groet 'n mens 'n ma vir die laaste keer? 'n Tannie wat 13 jaar terug my ma geword het, en toe sommer ouma vir my kinders. 'n Ma wat my verwelkomde stories te hoor. Sy het haar laaste kos gedeel met gulsige Jack Russells en sou haar laaste lekkers in die laai laat gaan na 2 Woolworths toe. Saam met Tannie en oom Yuri my groot gemaak is julle eie toe ek julle drempel deurtrap. Nie 'n oomblik my anders hanteer nie. Julle huis was my veilige heenkome. Nou is ons moedertjie by Jesus, aan wie sy altyd vasgehou het, ten spyte van erge seer en verlange na haar eie kind. Ek en my kinders is ongelooflik geseënd om deur so 'n ma en ouma met oop arms ontvang te word. Baie dankie dat Tannie ons lewens kon verryk het deur daar te wees en altyd tyd gehad het vir ons. Tannie het altyd gevra met 'n glimlag, "Is jou werk op datum, my kind?" En dan het ons so lekker gelag, want my werk was nooit op datum nie. Ons harte is in oorvloed met liefde en verlange na Tannie, Rissag, my liefste ma. Ek lees ook graag die briefie wat Yuri gestuur het, wat in die boekies is. En dit kom uit verre Adelaide uit. Liewe Maraaitjie, liewe Jesus het jou kom haal, sodat jy weer by Christus kan wees. Al is ons so hartseer, weet ons jy is nou vreeslik gelukkig om by Christus en by jou Vader in die hemel te wees. Jy was en is 'n kind van God. Jou hele lewe was 'n voorbeeld van hoe 'n mens moet leef. Jy was net liefde en omgee. Elke persoon wat jy ontmoet het, het geweet hoe dit voel om 'n engel te ontmoet. Dankie dat jy so 'n wonderlike suster vir my pa en ma, oom Pieter en tannie Naomi was. Dankie dat jy soos 'n ma vir al die niggies en neefies was. Dankie dat jy 'n ouma vir Kayla en Minay was. Kayla sê sy mis jou en sy is baie lief vir jou. Ons almal mis jou vreeslik, maar weet dat die liefde wat jy vir ons almal gegee het, vir altyd by ons gaan bly. Ons is lief vir jou, ouma Marita, Rissag. As ek terugdink aan Tannie Marie, onthou ek net 'n glimlag. 'n Sprankelende glimlag wat net eenvoudig die liefde van God deurstraal het. Sy het absoluut geleef vir haar medemens en sy was bereid om 'n skouer te wees vir enige iemand in nood. Sy was 'n tannie, 'n suster, 'n vriendin, 'n ma, 'n ouma vir soveel mense en ons is almal geseënd wat haar geken het. Bo alles was sy 'n kind van God en vandag is sy tuis by haar eerste liefde, Jesus. Ons kan net vir haar sê, Rissag. Is daar iemand anders wat dalk ook iets op die hart het? Daar is verversings in die lang gebou hier agter die kerk waardeur ons kan gaan. Dankie.